Luister suster, welkom. Ek is so opgewonde. Dankie. Ons het nou voor die tyd bietjie gesels en gesê, dis so nodig dat gewone mense oor hierdie topik praat, omdat dit iets is wat dis 'n tema wat wegraak in 'n groot geraas van mense wat daaroor praat en nie iets daaroor doen nie of nie iets daaroor weet regtig nie. So ons moet dit reclaim as 'n tema wat vir die kerk saak maak. En daarom is jy hier en ek is weet dat ek het al 'n bietjie van jou werk geluister en geroof kyk, so ek weet dat jy weet waarvan jy praat en net so 'n bietjie agtergrond vir die wat jou nie ken nie. So jy's 'n dominee en jy was dit nou al vir 23 jaar in Kuberka. Ek kan nie daai klik ding doen nie. So vergewe my en vir die wat nie weet wat daai woordjie is nie, dis PE. En nou vir amper 'n jaar in Vaal-Driehoek, by Driehoek gemeente en jy het 'n groot passie vir hierdie werk en ons het gesels en gesê dat jy sommer afskop met die vraag hoe jy betrokke geraak het of hoekom jy betrokke geraak het by hierdie tema en dan gaan jy sommer in jou gesprek ingaan verder. Ek gaan nou nie verder iets sê nie, want ons is hier om na jou te luister. Ja, so Reti, jy kan begin deur net met ons te deel, hoe het jy betrokke geraak by GGG? Dankie Jolandi. Weet jy, daai is altyd vir my 'n moeilike vraag om te beantwoord. Hoe ek hierby betrokke geraak het en hoekom spesifiek hierby. Ek dink die antwoord is gewoon roeping. So ek het selfs in my tienerjare al gevoel hierdie is 'n saak wat ek graag iets aan sou wou doen. En by universiteit was ek betrokke by die werk van Rape Crisis gewees. En ek was van daai soort studente wat in die vakansietyd ek het seker donker hoekies in die Kweek se biblioteek ontdek met vreeslike interessante materiaal. So dan het ek vakansietye dit uitgeneem en op my eie gaan lees. Ek het in 2013 'n MTA gedoen waarin ek spesifiek nagedink het oor die kerk en verkrachting. En ja, was maar oor die jare op verskillende maniere betrokke in 2020 met die inperking. Julle sal nou onthou toe die president op 'n stadium gepraat en gesê maar ons beveg eintlik twee pandemies, want toe die pandemiese aard van die geslagsgebaseerde geweld in ons land regtig tot die oppervlak gekom. So in daai tyd het United Nations Women 'n klomp van die verskillende organisasies, kerke, geloofsgebaseerde organisasies wat ons nou sal noem FPO's en NGO's, nie winsgewende organisasies wat rondom geslagsgebaseerde geweld werk bymekaar gekry. Die het ontwikkel, jy weet, ons het elke week ontmoet en gestrategeer en planne gemaak. Dit het ontwikkel as wat ons genoem het Faith Action Against Gender-Based Violence. Die gaan nog steeds voort. Ek sal 'n bietjie na daai werk verwys. En ook in die tyd het die Church Unity Commission 'n Community Response Forum gestig wat verskillende groepe gehad het wat gepraat het oor goed soos voedselsekuriteit, geslagsgebaseerde geweld, grond, behuising, middestad, sulke tipe van goed. So daar het ek ook by die groepie wat rondom geslagsgebaseerde geweld werk betrokke geraak, waar ek ook nog steeds betrokke is. En as ek maar kan aangaan, dan gaan ek vir jou sê hoekom ek dink dit belangrik is en ek gaan probeer as ek dit nou kan regkry hierso om so amper in die hoekie vir julle te wys. Jolande, kan jy net gou ja, ek dink dit is reg daai. So ek wil sê aan die begin sommer, ek hou nie van statistieke nie. Ek dink statistieke gaan ons nie help nie, want statistieke in die eerste plek is gesigloos. En ons praat van mense, ons praat nie van syfers nie. En veral wanneer jy praat van geslagsgebaseerde geweld, dan is statistieke uiters onbetroubaar. Ons weet dat minder as 1/3 van verkrachtings word gerapporteer. En as dit gerapporteer word, is dit uiters moeilik om 'n skuldigbevinding te kry. So daai syfers is byna onmoontlik om te kry. Ek wil wel sê amper as 'n voetnoot dat minder as 1% van beskuldigings is vals.
Want mense is altyd vreeslik bang om te sê, ja, maar wat as dit 'n vals beskuldiging is? Ek dink dit is gewoon 'n goeie beginsel om te sê, glo mense wat geweld oorleef het. As iemand na jou toe kom en sê, ek is aangerand of ek is gemolesteer, glo hulle. Die feite is, GBVF, geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord, gender-based violence and femicide, is endemies in Suid-Afrika, onder alle bevolkingsgroepe, in alle vlakke van die samelewing. As jy met mense praat, dan sal mense baie maklik sê, ja, dis daai groep, en daai groep sê, dis daai groep, en daai groep sê, dis daai groep. Dis almal van ons. En ek sal dikwels met dominees praat, en dan sal hulle vir my sê, daar is niemand in my gemeente wat dit beleef het of beleef nie. En al wat dit beteken is niemand in jou gemeente het die vrymoedigheid om met jou te praat daaroor nie. Want dit is endemies. En daar is definitief mense in jou gemeente wat dit beleef of beleef het. So dit is my wegspringplek. Ons kan nie hieroor praat nie. Ekskuus, ek gaan 'n slukkie water. Hierdie noorde van die land is baie droog. En dan moet ons gepraat oor wat is geslagsgebaseerde geweld. En ek wil begin deur te sê ek is jammer. Dit is regtig slegte goed om oor te praat. Dit is nie vir my lekker om daaroor te praat nie. Dit is nie vir enigiemand lekker om dit te hoor nie. En daarmee saam sit 'n mens 'n trigger warning by, 'n sneller waarskuwing om te sê hierdie goeters kan ook vir mense wat dit beleef het sleg wees om dit te hoor. Wanneer ons praat van geslagsgebaseerde geweld, praat ons van verskeie goed en ek gaan nie eers praat oor alles wat dit is nie, maar ons moet sê een daarvan is huishoudelike geweld. En huishoudelike geweld is wanneer jy saam met iemand woon of saam met iemand gewoon het en 'n intieme verhouding met hulle het, of as jy nie onder dieselfde dak woon nie, maar getroud is of 'n intieme verhouding het, of as dit familie is, soos 'n ouer of neefs of niggies of so, of familie van iemand met wie jy 'n intieme verhouding het, of dalk wat ook gebeur is dat dit iemand is wat dink hulle het 'n verhouding met jou. En dan is huishoudelike geweld fisieke geweld. Fisieke geweld is slaan, klap, wurg, skop, messteek, krap, brand, skiet. Dis seksuele geweld. Dis emosionele geweld, soos om te sê, goed te sê wat jou seer maak, om te dreig om jou seer te maak, of te dreig om jou kinders af te vat, sulke goed. Dis sielkundige geweld, goed wat jou ondermyn. Dis verbale geweld, soos om jou uit te skel en jou sleg te sê. Dis ekonomiese geweld, is intimidasie, dit is teistering, dis stalking, dit is eiendombeskadiging, dit is alles deel van huishoudelike geweld. Seksuele misbruik, sexual assault, is wanneer daar sonder instemming direkte of indirekte kontak is tussen geslagsorgane of anus of borste of mond of 'n objek, een persoon se liggaam en 'n ander persoon se liggaam of 'n dier. En hierdie is baie oorsigtelik oor wat 'n seksuele misbruik is, of wanneer jy gedwing word om dit aan jouself te doen. So dit is enige kontak van 'n seksuele aard wat teen jou wil gebeur. Verkrachting is seksuele penetrasie sonder die ander persoon se toestemming. Nou verkrachting, en dit moet 'n mens spesifiseer, want ek dink ons het dikwels ons kop hierdie idee van die vreemdeling, en die meerderheid verkrachtings is dat mense verkragt word deur mense wat hulle ken. So verkrachting kan wees deur 'n kennis, dit kan 'n huweliksmaat wees, so binne 'n huwelik waar seksuele penetrasie sonder instemming gebeur is verkrachting, of op 'n afspraak, sogenaamde date rape. Dit is ook verkrachting wanneer dit gebeur onder dreigement of intimidasie, of net hierdie dreigement van ek gaan jou beseer, of daai dreigement werklik of veronderstel is. Wanneer mense hulle mag misbruik en die ander persoon nie regtig die mag het om nee te sê nie. Dit sal byvoorbeeld wees onderwysers en leerders of werkgewers, werknemers. En wanneer 'n persoon nie die kapasiteit het om die daad te begryp. So wanneer het iemand nie die kapasiteit om te begryp nie,
wanneer hulle slaap of bewusteloos is, of wanneer hulle in 'n veranderde staat van bewussyn is. En dit is nie beperk tot nie, maar onder die invloed van medisyne, dwelms, alkohol of enige ander middel tot so 'n mate dat sy of haar vermoë negatief beïnvloed is. Wat beteken jy kan nie seks hê met iemand wat dronk is nie. Dit is verkrachting, hulle het nie die vermoë om in te stem nie. Wanneer iemand verstandelik gestrem is en wanneer iemand onder die ouderdom van 16 jaar is. En dis mos nou elke jaar dan kom maar hierdie verslag uit van hoeveel kinders van jaar, hoeveel meisietjies van jaar swanger geraak het. En dan is almal se kommentaar, ag, die kinders van vandag, jy sien, daar's ook nie meer dissiplines nie, die kinders ken nie hulle plekkie. Dis kinders. Kinders kan nie, het nie die emosionele kapasiteit om in te stem tot seksuele dade nie. So as ons syfers kry van soveel kinders onder 16 het vanjaar swanger geraak, dan sê dit vir ons hier is soveel kinders wat ons tasbare bewyse van het dat hulle verkragt is. Dit is bietjie meer kompleks met kinders onder 16, so die wet sê as dit 2 minderjariges is, aan die woorde albei onder 16, waar die ouderdomsverskil minder as 2 jaar is, dan kan hulle nie aangekla word nie, hulle kan wel verwys word vir berading, as albei van hulle ingestem het. As een party ouer is as 16, dan word daai persoon aangekla van verkrachting. En dan is daar ook gedwonge verkrachting. Dit is wanneer 'n derde persoon gedwing word om teen hulle sin seksuele dade met iemand anders te pleeg. En nou is dit mos so dat mense baie spekuleer oor hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom is dit so erg in Suid-Afrika, erger as in baie ander dele van die wêreld? En ons het destyds in die fasilitering geleer, mense gee baie keer die oorsaak van 'n probleem as die oplossing. So in fasilitering het ons geleer, 'n voorbeeld sal wees, mense sê huisbesoek, as die dominee net weer sal huisbesoek doen, dan gaan die probleme oorwees, terwyl huisbesoek eintlik deel is van die probleem. So, wanneer ons praat oor geslagsgebaseerde geweld, sal mense goed sê, soos, die man moet net weer sy plek as hoof van die huis inneem, of dit is hierdie storie van vrouens wat buite die huis werk, wat die geweld veroorsaak, en klomp sulke goed. So, daar's baie spekulasie, maar daar's ook navorsing hieroor gedoen. Daar is navorsing gedoen, dit is ewe knie, wat is die Afrikaans nou, peer-reviewed, né? Ewe knie, wat ook al, gepubliseer in mediese joernaal. Die navorsing is gedoen, wat ek gebruik as 'n fundament vir my werk, is gedoen deur professor Rachel Dukes. Julle kan haar gaan Google. Sy is iemand met agting, sy is gereken in haar veld, en ek gebruik 'n grafiek. So hierdie grafiek is in die artikel wat in die mediese joernaal The Lancet gepubliseer is. Maar ons kollega Marius Gertsen het hierdie afskrif van hierdie grafiek gemaak, so ek gebruik Marius se grafiek, dankie Marius. En as jy nou hierna kan kyk, Dukes praat van 'n konstellasie van faktore wat lei tot die endemiese aard van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. En as jy heel regs kyk na die oorsake, dan is dit goed soos dat vrouens nie op geskool is nie, publieke rolle het nie, daar's nie sosiale en wetlike ondersteuning nie, dit nie ekonomiese mag nie, mense misbruik baie alkohol, en mense word groot deur huishoudelike geweld te sien. En dan is daar nou prosesse wat sy het, daar is manifestasies, en jy sien daar's kapelletjies wat heen en weer gaan, maar op die ouende, as jy dit reduseer en jy vat dit na die wortel toe, van wat is die goed wat veroorsaak, dat ons in Suid-Afrika sit met die vlakke van geslagsgebaseerde geweld, wat ons mee sit, dan is dit patriargie en ons kultuur van geweld. Daai twee goed saam skep hierdie vrugbare teelaarde vir die vlakke van geweld wat ons in Suid-Afrika het. So dan moet mense nou vra, maar okay, hier is die realiteit, wat kan gemeentes daaraan doen? En ek sou sê, begin by die oorsaak.
Daar's 'n ou storie, ek dink dit word aan toe gesê, maar dit is moontlik apokrief, van hierdie dorpie waar almal skarrel, die dorpie is by 'n rivier en almal skarrel want daar kom heeltyd mense, drenkelinge dryf in die rivier, mense verdrink. So die hele dorpie is die hele tyd besig om mense wat besig is om te verdrink uit die rivier uit te probeer red. En dan kom maar iemand aan en sê maar hoekom gaan ons nie op in die rivier en kyk wie is dit wat die hele tyd mense in die rivier ingooi nie. So as ons praat oor geslagsgebaseerde geweld, ons weet wie dit is wat die hele tyd mense in die rivier ingooi. So kom ons begin daar. Kom ons begin by die oorsake. En daar's verskeie studies daaroor gedoen. Daar's gepubliseerde studies, jy hoef nie hard te soek nie, waar jy gaan sien wat mense navorsing gedoen het in Suid-Afrika, wat bewys dat dat die kerk aandadig is in die skep van 'n kultuur van 'n vrugbare aarde wat dan ryk is vir 'n teelaarde is vir die vlakke van geslagsgebaseerde geweld wat ons op die oomblik het. En ons dra by daartoe spesifiek in die manier waaroor ons praat oor mans en vrouens en huwelike en sulke goed. So ek sou sê ons eerste taak is om die narratief te skuif. Om bewus te wees en doelbewus te kyk na hoe ons praat en doen rondom vrouens in ons gemeentes. Hoe praat ons oor vrouens? Hoe praat ons oor geslagsrolle? Wat is die grappies wat ons maak? Hoe verwys ons na vrouens? Verwys ons na vrouens oor hoe hulle lyk of wat hulle doen? Hoe hulle deel is van ons gemeenskap? Is vrouens deel van die leierskap in die gemeente? Is ons teologie 'n teologie wat vrouens na waarde ag? Of is dit 'n sogenaamde komplementêre teologie wat basies sê ons is equal but different? En as jy oud genoeg is om apartheid te onthou, gaan jy daai koneksies maak. En ons moet met kinders praat. Ons moet bewus wees van wat ons kinders leer. En ons moet met kinders praat van 'n jong ouderdom al oor instemming. Ongelukkig moet ons dit met groot mense ook doen. Navorsing in die FSA wys dat meeste geweld, geslagsgebaseerde geweld, word gepleeg deur jong mans tussen 18 en 23. So ons moet van jongs af vir kinders sê dat hulle kan nee sê. Ons moet vir hulle leer van instemming. Hulle hoef nie vir mense 'n drukkie te gee nie. Hulle hoef nie vir die oom of vir die tannie 'n soentjie te gee nie. En dan moet groot mense leer om dit met grasie te aanvaar as 'n kind vir jou sê nee. En mense praat van continuous informed enthusiastic consent. So as hulle nou daar by daai ouderdom kom, waar hulle nou nie meer net ooms en tannies is wat hulle trikkies voor moet gee nie, dan moet hulle weet ons praat van voortgaande, ingeligte, entoesiastiese instemming. So omdat iemand ingestem het vir A, beteken dit nie hulle het ingestem vir B nie. En dalk het mense ingestem vir B, maar hulle het nie geweet wat dit is nie. Of jy het so te kere gegaan dat hulle vir jou gesê het, okay, is nie instemming nie. En daar is maniere wat 'n mens met kinders daaroor kan praat sonder dat jy hulle konfronteer met goed wat nie gepas is vir hulle ouderdom of die kompleksiteit van intieme verhoudings nie. Mense vertel dat as hulle met klein kindertjies praat oor instemming, dan gebruik hulle dikwels katte as 'n voorbeeld. En die van ons wat katte het en lief is vir katte, weet onmiddellik wat dit beteken, want katte sê vir jou wanneer jy aan hulle mag vat en wanneer nie. En partykeer wil die kat hê jy moet aan hulle vat en jy mag hulle vryf, en ander kere as jy wil dan sê die kat nee. En dan gaan jy nie die kat vasdruk nie. Ek gaan jou kat los. Of partykeer is jy besig om die kat te vryf en dan ewe skielik sê die kat nee, ons is nou klaar. En dan hou jy op. So dan leer jy vir jou kinders soos wat ons met ons katjies speel. Dis hoe ons ander mense ook hanteer.
As 'n mens met tieners praat, daar's goeie hulpmiddels beskikbaar. Jy kan gaan Google, ek gaan dit vir julle probeer wys as ek al hierdie dinge kan regkry. Tea and Consent, maak seker jy soek die clean version. Ek gaan gou kyk of ek dit vir julle kan wys. Ek het myne nog 'n bietjie geredigeer. Hoe kan ons dit gou kyk? Allee. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they go, "I would love a cup of tea, thank you." Then you know they want a cup of tea. If you say, "Hey, would you like a cup of tea?" And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, "Yes, please. That's kind of you." And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, "Do you want tea?" because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, "But you wanted tea last week." Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, "But you wanted tea last night." If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Ek gaan gou weer terug met al my verstellings. Nou, ek verstaan dat hierdie vir ons baie moeilike goed is om oor te praat en dat dit vir ons moeilik is om met tieners daaroor te praat, veral as ons vir tieners wil sê, jy moet wag met seks totdat jy getroud is. Maar as ons vir hulle gaan sê, jy moet wag met seks totdat jy getroud is, dan gaan ons vir hulle moet leer om te vry. Want hulle gaan vry. En selfs as jy dan, jy weet, horisontale lyne oor die lyf wil trek en sê, ja, dit, maar nie dit nie, en dit, maar nie dit nie, dan gaan jy nog steeds moet praat oor instemming. Met seuns en meisies. En ons kan nie vir meisies leer, dit is jou taak om nee te sê nie. En vir seuns, besef ons leer dit nie vir hulle nie, maar daar's hierdie idee van, seuns moet kyk hoe ver hulle kan gaan, en meisies moet nee sê. Ons kan nie dit doen nie. En dan moet ons, die derde ding is, ons moet bewus wees oor hoe ons oor geweld praat. Mense moet veilig wees om te kan praat oor geweld. En kom ons sê daar heel eerste, mans is ook slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, maar hulle is dikwels die onveiligste om te praat daaroor. Veral as ons op sekere maniere praat oor manlikheid
En mense is geneig om wanneer hulle hoor van mans wat verkragt is, om grappies te maak daaroor. Ons moet op 'n manier praat dat dit vir mans ook veilig is om te praat oor die geweld wat hulle beleef. Ons kan nooit, ooit, as 'n vrou of 'n jong meisie na ons toe kom en sê hulle is verkragt, of 'n vrou wat sê sy beleef huishoudelike geweld, jy kan nie vir mense vra, wat het jy aangehaat, wat was jy besig om te doen, was jy gedrink gewees, waar was jy? Dit is irrelevant. Dit maak nie saak nie. As iemand 'n slagoffer is van 'n geweldsmisdaad, dan is hulle 'n slagoffer van 'n misdaad. Jy soek nie om aangerand te word nie. Ek het 'n rukkie gelede op sosiale media 'n foto gesien van iemand se hond, 'n golden retriever, met 'n grondpotjie botter broodjie op sy neus. Die kwyl wat so loop. En dan sê die persoon, grondpotjie botter rooitjies is hierdie hond se gunsteling ding. Maar hy eet dit nie. Dit sit op sy neus. Hy eet dit nie. Hoekom nie? Want sy baas het vir hom nee gesê. Durf mense nie shame oor die geweld wat hulle beleef nie. So ons moet praat op 'n manier dat mense weet hulle is hier veilig, hulle gaan nie beskaam word nie, hulle gaan nie geshame word wanneer hulle oor die goed praat nie, dat ons hulle nie gaan kwaadlik neem nie. En ons moet bewus wees oor die manier wat ons oortreding verskans in ons taal. Spesifiek wanneer daar gepraat word oor verkrachting, is ons taal so gekonstrueer dat die verkragter onsigbaar raak. So ons sal sê 'n vrou is verkragt. Dit het met haar gebeur. So die vrou is die hele tyd die objek in die manier wat ons taal gebruik. Ons moet ophou daarmee. Ons moet sê 'n man het 'n vrou verkragt. 'n man het dit aan haar gedoen. Net gewoon die taal anders maak, dat die vrou nie die dader is of die objek is van ons taal nie, maar die oortreder. En dan moet ons van die preekstoel af praat oor goed soos huishoudelike geweld en dit noem wat dit is. Sonde. En ons moet praat oor hoe mense konflik hanteer, dat dit nooit ooit okay is van een party om 'n ander party aan te rand of af te kraak nie. Ons moet praat oor goed soos instemming, oor verkrachting in die huwelik. Ekskuus tog. As ons byvoorbeeld preek oor 1 Korintiërs 7, wat sê mans en vrouens mag nie hulle liggame van mekaar weerhou nie, dan moet ons seker maak dat ons ook praat oor verkrachting. Wanneer ons praat oor tekste soos liefde, glo alles, hoop alles, verdra alles, bedek alles, dan moet jy bewus wees daarvan, daar sit in jou gemeente 'n gesin wat alles verdra en alles bedek. Dat daar goed in daai gesin gebeur wat hulle geheim hou, dat daar vir die kindertjies gesê word, nee, ons gaan nie hieroor praat nie. Dan sit jy 'n voetnoot in jou preek, om te sê, ons praat oor glo alles, hoop alles, bedek alles, verdra alles, maar kom ons praat net gou oor huishoudelike geweld, of wat ook al. As jy praat oor die ander wang draai, wees bewus daarvan dat dit goed is wat dikwels gebruik word teen vrouens wat in gewelddadige situasies leef. En noem in daai situasie daai geweld en veroordeel dit. Ek meen, hoeveel keer het jy al van die preekstoel af gehoor dat huishoudelike geweld of verkrachting genoem word, sonde genoem word en veroordeel word? Ek het al gehoor, genadiglik nie van 'n preekstoel af nie, maar ek het al gehoor, dis al vir my gesê, dat 'n gelowige man die reg het om sy vrou te slaan as sy nie wil submit nie. Ek het al gehoor, iemand het al vir my gesê, dat as 'n vrou verkragt is, dan ontstaan daar 'n bloedverbond tussen die verkragter en die vrou wat verkragt is, en daarom moet sy haar sonde bely. Nou, ek meen, dit is mos gewoon drek. So ons moet dit veroordeel, mense gaan hierdie tipe nonsens hoor, as hulle nie van ons af hoor, dat dit sonde is, dat dit verkeerd is, dat dit nie jou skuld is nie, so ons spreek ons uit daarteen van die preekstoel af, ten minste, tydens die 16 dae
teen geweld teen vrouens en kinders wat hier einde November, begin Desember is. En gemeentes kan deelneem aan Thursdays in Black. Dit is hier uit die 1970s uit was dit 'n ding van die Wêreldraad van Kerke wat so 'n dekade wat gelede spesifiek in Suid-Afrika weer begin is. Jy kan by die Wêreldraad van Kerke se webtuiste Oikumene gaan kyk en al die hulpmiddels en die goeders is gratis beskikbaar. So hierdie, dis een van die fokusareas van 5 Action to End Gender-Based Violence, is die shifting the narrative. So baie van die werk wat ons doen is om daai narratief te skuif. En dan die tweede fokus daarso is building safer faith communities. Ek dink dit is ons tweede ding wat ons as kerke kan doen. Sorry, daai het julle nou al gekyk. Is om veilige ruimtes vir mense te wees. En as ons wil hê die kerk moet 'n veilige ruimte wees, dan gaan taal steeds belangrik wees. Hoe ons oor vrouens praat, hoe ons oor mense praat wat geweld oorleef het, sodat mense weet, hulle is hier veilig en hulle kan hier praat en gaan veilig ontvang word. En dan, as jy as kerk 'n veilige plek wil wees vir mense wat geweld beleef het, dan moet jy netwerke bou. Dan moet jy uitvind, wat is die organisasies in jou omgewing, waar is die huise wat vrouens inneem wat huishoudelike geweld beleef. Hulle is dikwels baie geheimsinnig, dit is moeilik om toegang tot hulle te kry, want hulle moet die mense beskerm. Vind uit waar hulle is, waar is die plekke wat kinders inneem, wat kinders versorg. Vind uit waar is jou plaaslike Thuthuzela care centers. Vind uit wat is die prosedures om mense daar te kry, wat is hulle behoeftes, en bou daai netwerke. Meeste organisasies gee vir mense wat geweld beleef het 'n sorgpakkie. So 'n sorgpakkie sal goed in hê, soos tandepaste en 'n tandeborsel en seep, 'n waslaap, tissues, die ouderend, 'n borsel, sanitêre doekies, onderklere, lekkers vir suiker, vir die skok en appelsap en sulke goed. So vind uit by jou plaaslike organisasies, wat sit hulle in daai pakkies en maak pakkies op. En op daai manier skep jy natuurlik ook bewussyn by jou gemeente en sê jy vir die mense in jou gemeente dat ons wil graag 'n veilige ruimte wees ook vir julle. En dan gewone traumaberading. Ek gebruik goed van Elmien Waring wat sê jy moet geduldig wees met mense wanneer hulle stories vir jou vertel. Jy moet hulle nie aanjaag nie en jy moenie omdat jy dink dit is vir hulle moeilik om oor sekere goed te praat, hulle probeer help en hulle sinne voltooi of sulke goed nie. Soms is hulle nie gereed om hulle storie te vertel nie, so dan forceer jy hulle nie. As jy nie die vaardighede of die opleiding of die kennis het om iemand se vraag te beantwoord of 'n spesifieke soort hulp te verleen nie, dan sê jy vir hulle, ek kan nie dit doen nie, maar ek gaan probeer om vir jou die nodige hulp en raad te kry. En jy kommunikeer duidelik, veral kort na trauma, dan kommunikeer jy duidelik en eenvoudig en jy herhaal instruksies. En dan is dit baie belangrik om mense wat geweld oorleef het se regte en se autonomiteit te respekteer en hulle met waardigheid te behandel. Om nie oor te vat en goeders vir hulle of namens hulle te doen nie. Bespreek altyd die volgende stap met hulle. Jy besluit nie vir hulle nie, jy praat nie namens hulle nie, tensy hulle vir jou vra om dit te doen. Jy veroordeel nooit nie, jy lewer nie kommentaar oor die omstandighede rondom die insident nie, en jy bied aan om saam met hulle te gaan na die polisiestasie of die hospitaal of wat ook al, of as hulle graag iemand anders saam met hulle wil laat gaan, dan bied jy aan om daai persoon te kontak. En dan, dit help om te weet wat om te doen as iemand byvoorbeeld verkrag is. As iemand verkrag is, moet hulle by 'n veilige plek uitkom. Hulle moenie was nie, hulle moenie ander klere aantrek nie, hulle moet niks eet of drink nie, hulle moet hulp kry, iets na die polisie toe gaan of na 'n hospitaal toe gaan. Die een ding wat ek nie besef het nie, wat nogal vir my sin gemaak het, maar verrassend was toe ek dit gehoor het, is dat jy enige bewysstukke, klere, onderklere, wat ook al, nie in 'n plastiek sak sit nie,
want 'n plastieksak is gekontamineer, jy sit dit in 'n skoon kussingsloop. En dan is daar regtig baie bronne beskikbaar. Baie bronne, gratis en verniet beskikbaar. Mens het regtig geen verskoning om te sê, ja, maar ek het nie die inligting, of dit is beskikbaar. So net eenvoudig, Kaapstad Crisis se Instagram. Ek het 2 screenshots geneem, die Post-Rape Care is so 'n reeks prentjies oor wat jy kan doen om mense te ondersteun wat verkragt is. Die What to Do If You Have Been Raped is raad vir mense wat verkragt is. Sonkie Gender Justice, hulle webtuiste is genderjustice.org.za. Sonkie doen briljante werk en hulle het 'n magdom bronne op hulle webtuiste beskikbaar. Alles gratis. Hulle het heelwat werk rondom die rol van mans en wat mans kan doen in manlikhede. So ek nou net daar gesit van Mencare, wat 'n projek is waaroor daar materiaal is. Die Een Man Kan is 'n wonderlike program. Alles is daar beskikbaar. Dit is in Afrikaans beskikbaar. Hulle het goeters oor die rol wat mans kan speel om geslagsgebaseerde geweld te beëindig en hulle het ook 'n hele toolkit vir kerke beskikbaar. Al daai goed is gratis beskikbaar. As jy basiese inligting soek, soos wat is verkrachting, wat sê die wet, al daai tipe van goed, dan is cypherspaces.org.za 'n goeie bron. En dan herinner ek weer net aan Thursdays in Black, oikomene.org, What We Do Thursdays in Black. Maar 'n gewone Google gaan vir jou by baie bronne uit. Dit is my storie, Jolandi. Amazing. Dankie, ek gaan die screen share nog so bietjie oplos. Ja, ek weet jy wat, ek dink ja, maar ek het 'n klomp notas geneem van die hulpbronne. Ek sal dit verseker in die description van die video ook insit. So ek wil opsom die takeaway, dit baie mooi vir ons verduidelik, ek dink, wat dit is. En dan om daai constellation van oorsake, ek dink is belangrik om bietjie dis baie ingewikkelder as wat meeste mense dink. Maar ek dink vir gemeentes, hierdie gesprek is vir nie net dominees nie, maar vir gemeentes, en iets wat vir my definitief trigger is die rol van oop, egte, eerlike gesprekke, en dat ons kerk nie moet maak of ons almal okay is, en ja, en dat goed maklike antwoordjies het nie, en wat ek wil nou spesifiek sê hoekom dit my getrigger het is, ek het so ruk terug jong seuns gehad wat Andrew Tate gekyk het. Nou in die laerskool het mense dit vir my geflag dat laerskoolseuns Andrew Tate video's volg en dit kyk en so. En so, dit het my laat besef, hoorie, maar die kerk moet praat oor manlikheid en genderrolle en weg van hierdie slegte posisie waar ons nou is, van woke en ek weet nie wat die teenpool van woke is nie. Want daar's 'n trigger word. So byvoorbeeld die oomblik wat mense sê patriargie is die probleem, dan is daar baie mense wat sy nekhare juis en reis en hulle word koud en styf en dis dadelik luister ons nie meer vir mekaar nie. So wat ek wil sê is dis baie reël. Dis baie reël van 'n jong ouderdom en die manier hoe ons die gesprek tans frame is nie behulpsaam nie. So die kerk moet maniere kry om baie meer reël op die belewenisvlak van actual mense oor hierdie topics te praat. Ja, ek weet nie of jy iets op dit wil sê nie. En ja, so jy sal agterkom, ek sê min oor manlikheid en man se rol. Ek verwys na Sonkie se werk. Maar dit is definitief 'n sentrale deel van die gesprek. Ek meen die
probleem, 'n groot deel van die probleem is hoe ons dink oor manlikheid en hoe mans dink oor manlikheid. En jy het praat van die seentjies wat na ander tyd kyk. So in ons gemeente het ons gesê, hier is regtig 'n klomp oulike seuns. Ons wil dit ontwikkel. Ons wil dit vorm in 'n regte rigting. So ons het 'n klomp mans geïdentifiseer wat ons sê hierdie is goeie rolmodelle en hulle is deel van ons jeugbediening en hulle taak is gewoon om met die seuns uit te hang. Om saam met die seuns se bal heen en weer te gooi of sulke goed. Gewoon daar vir hulle positiewe rolmodelle is. Daar is programme wat probeer om mans te bemagtig, maar hulle dan in presies die verkeerde rigting bemagtig. Akademici wat met mense gesprekke gevoer het oor, weet ek was by 'n saamtrek en wat is die impak na die saamtrek, wat dan in die teenoorgestelde rigting is wat 'n mens sou hoop. Heartlines het 'n projek Fathers Matter. Julle sal nou onthou, Heartlines het lank gelede daai ding gehad van what's your story met Netflix gehad het. So dit nou Fathers Matter, daar's ook 'n reeks flieks, daar's baie materiaal beskikbaar. En die idee is dat gemeentes soort van, ek dink daar's 8 beginsels, dat daai 8 beginsels met mans bespreek word en dat hulle dan groepies begin waar hulle mekaar ondersteun. Dis nie my spesifieke, ook mense wat baie goeie werk doen rondom spesifiek om help om bietjie tot verhaal te kom van waar is ons nou en wat is my rol en my plek nou. Ja, en ek dink net die hele tyd, so vir my kom dit net deur baie eerlik, nê? Dat mense moenie voel hulle word gevictimized omdat hulle wat ook al hulle belewenis is in hierdie gesprekke rondom gender nie. Ek dink mense moet actual real sê, hierdie is hoe ek voel, hierdie is, want ek dink daar is definitief pyn rondom mans se belewenis op hierdie topik en vroue se belewenis op hierdie topik. En ek dink dit kan net gebeur as dit reg en veilige spasies is. So dankie vir daai tip. Ek hou baie van dat ons net daai ook inbring in die gesprek en Heartlines doen altyd goeie werk. So Reti, dankie vir jou tyd en dankie vir jou insig. Ek gaan al die resources wat jy genoem het, gaan ek definitief lys en dan gaan ons hierdie video versprei so ver as wat ons moontlik kan. En dan dan dink ek ons sal weer in November die topik opneem, maar ek dink gemeentes moet nou al begin dink in die voorbereiding van daai 16 dae van aktivisme. Sodat dat ons nie dit op ys sit tot dan nie, maar dat ons nou al begin dink wat is sinvolle maniere om daai 16 dae te verpak op grondvlak, dat dit nie net in synodes gebeur of op TV gebeur nie, maar hoe kan 'n 16 dae van aktivisme byvoorbeeld in 'n gemeente lyk? So as ons nou al daai goed kan aan die gang sit. Okay. Dankie vir jou tyd en jou energie. Ek waardeer jou. Ja, dit is 'n bietjie opgevries aan my kant. Ek weet nie die internet lyk my is nie baie stabiel nie. Maar ek neem aan jy het gesê dankie en dit was lekker. Ek kom so agter. Ja, baie dankie. Dit was 'n voorreg geweest. Dankie dat julle my genooi het.